Jesaja 49 vers 8 tot 15. Toe sê die Here, op 'n tyd wat ek goed dink, sal ek jou gebede verhoor. Op die dag wanneer ek wil red, sal ek jou help. Ek sal jou beskerm en jou my verbond met my volk maak om sy land te herstel, om sy verlate eiendom weer in besit te neem, om aan die wat gevange gehou word te sê, gaan uit, aan die wat in die donker opgesluit sit, kom uit. Hulle sal versorg word terwyl hulle op pad is. Selfs op kaal heuwel sal daar vir hulle genoeg wees. Hulle sal nie honger of dors kry nie, die woestyn hitte en die son sal hulle nie brand nie, want hy wat hom oor hulle ontferm het, sal hulle onder sy sorg neem. Hy sal hulle by fonteine langs lei. Ek sal al my berge paaie maak, my groot paaie sal sonder opdraandes wees. Daar kom my volk van ver af, party kom uit die noorde en uit die weste, party kom uit die lande van die Siniete. Jubel hemel, juig aarde, sing vrolik berge. Die Here het vir sy volk uitkoms gegee, hy het hom ontferm oor sy volk wat in nood was. Sion sê, die Here het my verlaat, die Here het my vergeet. Kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Haar nie ontferm oor die kind wat sy in die wêreld gebring het nie? Selfs al sou so iets kon gebeur, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer, ek sien jou mure altyd voor my. Wanneer Jesaja hierdie woorde skryf, is die volk van Israel in ballingskap. Hulle is ballinge in 'n vreemde land. Die mure van Jerusalem lê in pyn. Dit gaan nie goed met hulle nie. Hulle het nood, hulle het behoefte en hulle roep na die Here en dit voel vir hulle, God hoor nie hulle gebede nie. Maar dan kom sê die Here deur sy profeet Jesaja vir hulle, op die tyd wat God besluit, verhoor hy ons gebede. Maar hierdie woorde van Jesaja het nie net op Israel destyds betrekking nie, maar ook op elke kind van God. Dalk sit jy op die oomblik in 'n situasie waar dit vir jou voel, maar God hoor my nie, God sien my nie raak nie. Ek bid, maar God beantwoord nie my gebede nie. Dan wil ek hê jy moet hierdie woorde van Jesaja vandag ter harte neem. Hoor wat God vir jou sê. Op die tyd wat hy besluit, sal hy jou gebede beantwoord. Hy kom sê hierso, hy red ons, hy beskerm, hy bevry, hy voorsien. As jy redding nodig het, as jy beskerming nodig het, as jy bevryding nodig het, as jy voorsiening nodig het, God is daar vir jou. Dit is wat hy doen. Sy kinders sê, hy sal nie honger en dors ly nie. Hy gaan hulle paaie gelyk maak. Daar gaan nie eers 'n opdraande wees nie, sê hy. Vers 13 stel dit so mooi. Daar staan, ons moet saam met die hemel en saam met die aarde jubel en juig. Ons moet sing en vrolik wees, saam met die berge, omdat ons weet, God gee uitkoms. Hy ontferm hom oor sy kinders. En dan in vers 15 gebruik Jesaja die beeld van 'n ma wat 'n baba het. En hy vra die vraag, hy sê, kan 'n vrou haar eie baba vergeet? Nee, 'n ma is so oor haar baba. Maar hy sê, selfs al sou so iets kon gebeur, die Here sê, ek sal jou nie vergeet nie. Ek het jou naam in my handpalms gegraveer. Ek weet van jou. Ek is lief vir jou. Hou vandag daarin vas. As jy alleen voel, as jy voel jou probleme is vir jou te veel, as dit vir jou voel, God hoor jou nie, God sien jou nie raak nie, moenie in jou situasie vaskyk nie. Nee, jubel saam met die hemel en juig saam met die aarde, sing vrolik saam met die berge, want God gaan vir jou uitkoms gee. Here, baie dankie vir die mooi beloftes wat U deur die profeet Jesaja vir U volk kom gee en ook vandag nog vir U kinders kom gee. Dankie dat U vir my kom sê, U is my redder. U is die een wat my beskerm. U is die een wat my bevry en wat vir my voorsien. Ek bid nou vir elke een van ons wat voorsiening nodig het. U weet wat ons nodig het, voorsien asseblief uit U oorvloed. Ek bid vir elkeen wat bevryding nodig het. Bevry hulle, Here, soos wat net U kan, want U is getrou. Ons loof en ons juig en ons jubel, want U is ons God. Amen.